Almagtige Vader in die hemel, vergewe my sondes. Ek was onkundig en onbewus. Ek het nie geweet watter tipe kuier dit gaan wees nie. Kyk hier, okay. Ja, jy lyk so mooi. By the way, watter tipe kuier gaan hier wees? Hoe bedoel jy? Nicola het gesê dis 'n laerskoolvriendin se verjaarsdagpartytjie. Cheers, gelukkig op verjaarsdag. Almal en hy, ek is so bly jy het dit gemaak. Man, shit, sorry, stukkie een. Nee, Vera is nie goed vir jou nie. Ja? Ek het nie geweet dat daar drank betrokke gaan wees of watter tipe mense daar gaan uithang nie. U ken my hart, u weet ek probeer om op die regte pad te bly. Hi Mila! Hi girls, sit! Dat mens het weer bezig gepraat met klere. Ja, soos ek gesê het, skoolklere vat net mense individualiteit. Ek stem nie saam met wat jy sê nie. Jou klere sal bepaal nie wie jy is as 'n persoon. Soos hierdie meisie byvoorbeeld. Wat? Net omdat sy konservatief aantrek, beteken nie sy is nie. Wel, dit hang af. Vir jouself beskou as 'n plig hê. Wel, ek doen nie oor my skoolwerk. Los haar daarmee. Sit. Sy het my net erken as 'n pluggie En sien jy Mila? Wel, nee, ek's meer van 'n Pliggie. Dis net wat sy wil hê jy moet doen. Nou, wat dink jy dan? Ek dink ek word nog dop. Wat het jy bedoel? My drank is op en ek 'n nuwe sin gooi. Nee, ek bedoel die ander ding. Ek weet nie of daai 'n goeie idee is nie. Is jy van 18? Nee. Wel, ek wou net gehad het jy moet weet, jy het die verkeerde idee oor my. Wat hulle gesê het is presies hoe ek is. Hoekom probeer jy jouself aan my verduidelik? Ek wil net hê jy moet verstaan dat ek nie soos daardie mense is nie. Okay, ek rook nie, ek drink nie, ek doen goed op skool, ek gaan kerk toe, ek gaan Bybelstudie doen. Is hierdie die Bybelstudie waarna jy gaan? Ja. Hallo almal en dis lekker om julle weer te sien. Welkom aan al die nuwe gesigte. So vir die van julle wat my ken, sal julle weet dat ek daarvan hou om 'n tema vir elke sessie te beplan. En ek het goed gedink dat hierdie week se tema sonde is. So, ek het 'n paar Bybelversies bymekaar gemaak wat ek gedink het ons kan bespreek. Die eerste een is Johannes 9 vers 1. Ek sê maar ek bedoel nie om jou in die rede te val nie. Ek wil net voordat ons die vers lees met ons bespreek wat is sonde. Wel, dis eenvoudig. Dis 'n goeie vraag, Mila. Ek dink ons het almal verskillende idees van wat presies sonde is. Sonde is alles wat teen God se wet en wil is. Dit skei ons van God en daarom is vergifnis en berou belangrik. Tog, wat is God se wet en wil? Wel, dit begin by die 10 gebooie in Exodus en dan is dit ook die tweede wet van liefde wat ons in Johannes 22 kan sien. Maar dis net wat die Bybel sê. Hoe bedoel jy dis net wat die Bybel sê? Die Bybel is die waarheid, Mila, wag. Soek jy koffie? Nee, ek was nog besig met jou te praat. In Matteus 22 vers 37 sê dit jy moet die Here jou God lief hê Met jou hele hart, siel en verstand? Ja, ek weet. Weet wat ek dink? Wat dink jy? Sonde is nie wette wat jy oortree nie. Inteendeel, dink ek sonde self is nie sondig nie. Natuurlike sonde sondig. Nee, dit is nie. Die aksie self is nie sondig nie. Dis jou bedoelings agter daardie aksie. Jou intentions. As jou bedoeling sleg is, dan kan jy nog iets as sondig beskou word. Nee, sonde is goed soos hoogmoed, afguns, welis, luiheid. Hoekom verduidelik jy hierdie aksie? Want ek probeer om jou te help.
Probeer jy bewys dat jy self nie sondig is nie? Kan jy asseblief nie nog die verdomde ketel afsit? Okay. Ek is nie sondig nie. Ek gaan kerk toe. Ek doen goed op skool. Ek rook nie, ek drink nie. Maar jy doen ander goed ook. Watter ander goed? Jou woorde en aksies stem nie ooreen met mekaar nie. Jy maak asof jy die perfekte Christen is, tog beoordeel jy ander. Ek gesien hoe jy almal dophou. Jy ken my nie, okay? Ek is 'n toppresteerder, Onskuldig, nog nooit 'n onsuiwer gedagte in haar lewe gehad nie. Dis nie wie jy werklik is nie, Mikkie die Jager. Weet enigiemand wie jy werklik is? Los my net uit. Hoekom het jy my hierna toe gebring? Jy het jouself hierna toe gebring. Lyk hierdie okay? Ja, jy lyk so mooi. By the way, watter tipe kuier gaan hier wees? Wel, Jess het nogal 'n rowwe bil. Sal nie verbaas wees as almal dronk of hooggesteen agtervoer. Jy gaan ons nie om nie, doen jy? Nee, ek wou nie hier gewees het nie. Jy is nie wie ek is nie, jy is wie jy is. Mila, jy is alles jou skuld. Ek wou nie hier na toe gekom het nie, ek het nog nooit enigiets verkeerd gedoen nie. Jy is nie sondige een. Jy is wie wat maak het wie iets is wat jy nie is nie, Mila. Mila? Jy weet julle wel Mila is? Hoekom hou jy aan om my te volg? Want ek wil nie hê jy moet hel toe gaan nie. O, ek gaan hel toe gaan. Ja, jy gaan Mila, jy kan nie aan om so te lewe nie. Maar jy ken my dan nie eers nie. Natuurlik doen ek. Jy het dan nooit met my gepraat nie. Wat? By die kuier. Jy het net deeltyd in 'n hoekie gestaan en vir my gekyk. Ek is nie Mila nie. Ek is jy, Mieke. Of ten minste wie jy wens jy was. Ek wil nie soos jy wees nie. Maar jy is ek. Ek is Mieke. Nee, jy's Mila. Maar Mila sit dan daar. Moet jy dit gedoen, ek nog nie soek water. Voel jy nou beter? My ma het gesê sy kan nie vroeg kom haal, ek oorslaap. Okay. Dis nie wie jy werklik is nie, Mikkie die Jager. Weet enigiemand wie jy werklik is? Jy ken my hart. Jy weet ek probeer om op die regte pad te bly. Nee. Weet jy wat? As jy regtig my hart geken het, sê geweet dat daai 'n absolute leuen is. Dat ek gatvol is daarvoor om vasgevang te voel in almal anders se verwagtinge van wat ek moet en nie moet wees nie. Ek hoef nie om vergifnis te vra as ek niks verkeerd gedoen het nie. Weet jy wat? Miskien is die feit dat ek niks gedoen het nie 'n groter sonde as om na die kuier toe te gaan in die eerste plek. Amen.